Waar is die Vredesverbond nou deel 2? Ek is professor Hannes Redlinghuys van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in een van my boeke wat ek geskryf het, vernaam oor die eskatologie en die dinge wat heden aan die gang is, kry my boek Vasgevang in die Antichrist-systeem. Het is 'n A5 boek, so amper 500 bladsye dik. Dis 'n moedboek vir die eindtyd. Sou jy dalk enige vrae het of iets wil weet, kan jy ons kontak by ons WhatsApp nommer 0722367124 of gaan net na ons webtuiste https://jaffashua.co.za, soos wat jy hierbo kan sien, né? As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, uiters belangrik, gaan na deel 1 toe, jy het nou al klaar klomp inligting gemis. Dit is uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat al die verskillende kennisgewings van al die studies wat ons mee besig is kan ontvang. Stuur die kontak vir die vriende en kennisses. Dit is lewensveranderend, skryfblokpen en 33 vir 53 Bybel. Uiters belangrik. En ek sê altyd, bring maar 'n veiligheidsbelt of 'n Afrikaanse seatbelt saam. Want u gaan uit die stoel uitval. Dit terwille van die nuwe mense, dit is uiters belangrik dat jy verstaan dat ons vereenseldig ons nie met die volgende instansie of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Ja-beweging, die Jehovah's se getuies, die protestante, katholieke. Ons is nie 'n kerk of 'n denominasie nie, ons is 'n eindtyd Bybelstudiegroep. Ons funksioneer individueel reg deur die wêreld. En net sê, daar is so 3600 video's van my op YouTube, sou u belangstel. Ons gebruik hoofsaaklik die antieke Hebreëse name, en jy gaan sien, wanneer ek praat van Jaffashua, dan sê ek Jesus Christus. Die oorspronklike antieke Hebreëse name, volgens the Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam Version, die Bybel wat in 1860 deur ene Dr. Joseph Brian Rotterdam vertaal was, en hy is so wetlik as enige 33 of 'n 53 of dis 'n Bybel met 'n datum wanneer hy geskryf en vertaal was. Volgens hierdie genoemde Hebreëse Bybel, en ek noem dit net, ek dink dis die beste Hebreëse streep of beste Engelse streep Hebreëse Bybel wat jy kan kry. Volgens hierdie antieke Hebreëse Bybel glo ons dat die naam Jesus in werklikheid Jaffashua is, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Maar ek gaan dit in hakies vir u gee, terwille van die nuwe kykers, dat u dit kan volg. Goed, ons gaan aan waar ons verlede keer opgehou het. Nou sê ek vanaand, kom ons draai die horlosie so bietjie terug. Kom ons draai die horlosie so bietjie terug na 2025. Jy sien, dit is vir ons baie belangrik dat ons die agtergrond reg verstaan, dat die basis reg is. Anders gaan ons nie verstaan hoekom het die Vredesverbond in die lug opgeblaas nie. Ja, dit is eintlik wat gebeur het. Donald Trump, president Donald Trump, het sy eie Vredesverbond totaal en al in die lug opgeblaas met die oorlog teen Irak op die oomblik. Kom ons draai die horlosie terug na 2025, na wanneer die islamitiese terreurgroepe weer onder die Palestynë in Gaza en omgewing bedrywig is, 'n grootskaalse moordplan teen onskuldige Israeliete, manne, vrouens en kinders in en om Jerusalem geloods het, waar meer as 2000 onskuldige Israeliete vermoor, verkragt en ontvoer was. Amerika skaar hom by Israel, en wat hierna gebeur het, is reeds geskiedenis. Ek wil nou nie baie tyd oor spandeer nie, dit was 'n lelike ding. Hy sê, wat daar sal neem, as ons nou na elke beskikbare gedeelte van hierdie oorlog wil kyk, waarvoor ons nie nou tyd het nie, ons wil aangaan, ons is bekend met dit, dit is geskiedenis. Dit is uiters belangrik dat ons nou eers na sekere gebeurtenisse moet kyk, wat reeds in 2025 gebeur het, anders ons nooit by die volle waarheid uitkom nie. Die finale Vredesverbond. Op 9 September 2025 verlede jaar kondig president Donald Trump van Amerika die finale Vredesverbond volgens Daniël 9 vers 27 aan.
wat glo volgens die Bybel so genoem word. Hy sê, toe hy die verbond aankondig, die vredesverbond, toe sê hy, according to Daniel 9:27, the final covenant, peace covenant, the accords, dit noem hy het. My reaksie was onmiddellik gewees, werklik, dit wat gebeur het, die vredesverdrag, en dit wat ons nou gaan hoor, kan dit werklik wees, en dan moet u kyk, en luister hierna. Hierdie word as die Gaza vredesverbond na verwys. Hierdie finale vredesverbond sal 'n omvattende vredesplan wees wat onmiddellik vrede in die Midde-Ooste sal teweegbring. Nadat Israel en Amerika verskriklike aanvalle op die Palestynë, dis Hamas, die terroriste groep in hulle vestings en die aangrensende islamitiese state geloods het. Ons het almal hierdie Midde-Ooste oorlog op TV gevolg. Die oningeligte doemprofete. Onmiddellik het die oningeligte doemprofete, ek praat nou van die spookpredikers en al hierdie pastore en dalk julle eie pastoor en predikant en priester. Daar was soveel internet inligting gewees dat dit eintlik lagwekkend was. Onmiddellik het die oningeligte doemprofete weer geen eskatologiese kennis of opleiding gehad het nie. Geen eskatologiese opleiding of kennis gehad het nie. Weer opgespring en verkondig dat dit die begin van die derde wêreldoorlog was. Werklik? Volgens die bonatuurlike geopenbaarde woord, die werklike waarheid, het ek, dis Prof Hannes gesê, dat dit geheel en al onmoontlik is, want dit is nie die Bybel wat dit verklaar nie, maar weer net mensgemaakte, godsdienstige dogmatiek en teologie. Dis elke keer so. Dis elke keer so. Die Gaza vredesplan. Hierdie Gaza vredesplan was die algemene vredesplan wat ten doel was om die oorlog en mensenslagting wat in Israel en om Israel geheers het te staak. Hierdie finale vredesplan sou hoofsaaklik tussen Israel en Hamas plaasvind, wat ten doel was om vrede en stabiliteit in die Midde-Ooste omgewing te bring, wat deur Amerika se president Donald Trump geïnisieer was. Dis was in plek gestel deur president Donald Trump. Die finale vredesverbond volgens Daniel 9:27. Ons gaan later om stukkie vir stukkie uitmekaar uittrek soos 'n stukkie vis wat jy eet, dat ons by die graadjies kan kom, né? Maar nou wil ek kom basies net lees aan een of twee puntjies raak. Die finale vredesverbond volgens Daniel 9:27, en as jy nou jou Bybel het, kan jy hom oopmaak en saam lees. Kom nou lees ons net eers wat verklaar Daniel 9:27. En ek lees uit die 33 Afrikaanse Bybel. En hy, nou onmiddellik vra ek, wie's die hy? Kyk my vingers. So in rooi. Wie's die hy? En hy, wie's die hy? Sal 1 week lank, nou 1 week, is die finale vredesverbondsweek, die 70ste week van Daniel se 70 weke. Nou wil ek weer sê, en ek het al tot vervelings gesê, ek het 'n grafiek wat alles op het, wat op jou selfoon pas. In kleur. Dis gratis. As u regtig belangstel, kan jy my net 'n WhatsApp stuur by hierdie nommer. Sê net prof, stuur vir my die grafieke, dan stuur ek vir jou die Engels en die Afrikaans. En jy het altyd op jou foon, en jy kan op jou tyd met dit sit en werk. Halleluja. En hy, wie's die hy? Dis die vraag onmiddellik. Sal 1 week lank, nou 1 week is die 70ste week van Daniel, en ons gebruik net die Hebreëse kalender, want wanneer Jahwe, dis God met Israel praat, dan het hy met die Israeliete gepraat, nie met die Romeine of met die Grieke nie. So ons gebruik nie 'n Romeinse kalender of 'n Griekse kalender of ons gebruik die Hebreëse kalender. Nou in die Hebreëse kalender is daar 12 maande, elke maand bestaan uit 30 dae, is 360 dae, en vir die jaar, daar's nie sekere dae wat 28 dae het, en anders 27, en dan is skrikkeljaar, en dan skrik iemand vir iets anderste, en dan is daar 365, en 'n kwartdag. Ek het nog nooit die kwartdag gesien. Ek het nog nooit opgestaan, en dan begin die oggend, en dan
6 ure later dan is die dag klaar nie, want die dag bestaan uit 24 uur, so dit moet dan net 6 ure wees, die kwartdag, nee, nog nooit nie, so, maar ja, ek is te dom vir daai een. So wanneer ons na die weekverbond kyk, die week gebruik ons die Hebreëse kalender, so 1 week is 7 jaar, 7 jaar op die Hebreëse kalender, werk hy 2520 dae, dis ook 84 maande, so hy verwys na 1 week, 7 jaar, die 1 week, die finale verbondsweek van Daniël 9:27, en dit is 2520 dae, en 84 maande, nou sê hy, en wie sê hy, sal 1 week lang 2520 dae, 7 jaar, 84 maande, met baie, wie is die baie, ek vra die vraag, wie is die baie, 'n sterk verbond, 'n sterk, ek sê in hakies, vredesverbond sluit. En gedurende die helfte van die week, so as ek nou die getalle wat ek vir julle gegee het, net nou 2520, 7 jaar, 84 maande, en 1 week vat, dan kom ons nou by die volgende uit, en gedurende die helfte van die week, nou die helfte van 2520 is dan natuurlik 1260 dae. Die 7 jaar is natuurlik 3,5 jaar, 3,5 jaar. 1260 dae, 1260 dae. 42 maande, 42 maande. So dit gee my die 1 week, 7 jaar. Sal hy wie in die tempel sit, nadat hy die vredesverbond gesluit het. Nou hoekom sê ek, hy moet in die tempel sit? Jy sal sien hoe kom ons by die 1 Tessalonisense hoofstuk 2, waar hy sê, na hy die vredesverbond aangekondig het, gaan hy in die tempel sit en naamlik Israel offers brand. Want hier sê hy dit, en gedurende die helfte van die week, 3,5 jaar, 1260 dae, 42 maande, sal hy weer, wie is die hy? In die tempel sit, nadat hy die finale vredesverbond gesluit het. Luister wat sê hy nou hierso. Slagoffers en spysoffers laat ophou. So hy gaan in die tempel sit en slagoffers en spysoffers laat stop. Dit beteken hy maak 'n einde daaraan. So as president Donald Trump dan die vredemaker is, soos wat hy homself vooruitgemaak het, en hy bring die vredesverbond van 7 jaar en hy initieer hierdie 7 jaar vredesverbond, dan moet hy sekerlik vir 7 jaar in die tempel gaan sit en offers, naamlik Israel brand. Nou eers wil ek vra, in watter tempel in Jerusalem? Dit kan nie 'n Dome of the Rock wees nie, want die Islamiete sal hulle doodmaak daar, kele afsny. So waar is die tempel? Hulle gaan 'n derde tempel bou, maar ek dink dan klaar, hoe kan hy 'n derde tempel bou, wat hy moet gaan insit as hulle dan al klaar die verbond geteken het verlede jaar? Sien jy hoe die mekaar is, die ouens? Hy moet in 'n tempel gaan sit. Hy moet in die tempel gaan sit, en hom voorgee, om God te wees, soos wat die ouens daar buite kan sê. Hulle verstaan nie wie is Elohim nie. So hy gaan in die tempel sit, en naamlik Israel aan God offers bring. Dis nie 'n offer wat Jaffa wil hê nie, ons Vader nie. Slagoffers, nou sê ek, wil net weer dit graag lees hierso. Hy sal 'n sterfverbond sluit, en gedurende die helfte van die week, 1260 dae. Nou, wie weet wat die verbond, het nie wat geteken was, het nie eers 6 maande gehou nie, never mind 1260 dae nie, 3,5 jaar nie. So is 1260 dae, 3,5 jaar, 42 maande. En dan sê hy ook 'n tyd en 'n halwe tyd, tyd en 'n half. Dis die beeldspraak vir 3,5 jaar. Sal hy weer in die tempel sit, nadat hy die finale vredesverbond gesluit, wat nou veronderstel was om president Donald Trump te gewees het. Slagoffers en spysoffers laat ophou. Hy gaan dit afsluit. Hy maak 'n einde daaraan. Nou sê hy, by die oomblik as die verbond afgesny word, en op die vleuel van gruwels, sien jy wat staan daar? 'n vleuel is 'n ding iets wat vlieg, dit gaan vinnig gebeur. En op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester of 'n anti-kris wees. Met ander woorde,
Verbondsweek 2520 dae, gebruik nou net my hand, ons gaan later die grafieke opsit, dan gaan jy beter verstaan, vir 7 jaar, in die helfte van die week, volgens Daniël 9:27, 1260 dae, 3,5 jaar, 42 maande, tyd en halwe tyd, gaan hy die verbondsbreek. Nou wie is hy? Dit is veronderstel om Donald Trump te wees, want hy het die vredesverbond gemaak. Hy het met baie 'n verbond gesluit. Hy sê dan juist, hy het met baie 'n verbond gesluit, al die Arabiese lande en saam met Frankryk en Britannia en Europa en so kan ons aangaan en ander lande. Hy het die verbond gesluit, 52 lande. Sien wat die Bybel sê nie. Verstaan? So dan moet hy mos nou in die tempel kom sit. Kwalifiseer Donald Trump om in die tempel te gaan sit? Nee. Sal Israel toelaat, die ortodokse Jode, dat hy in die tempel gaan sit? Ek weet nie wat 'n tempel nie, want daar is nie 'n tempel nie. Om namens hulle offers te bring? Nee. Ek wil net sê terloops vra, hy mag by sê, wanneer hou hulle jaarliks the atonement? Die offers vir die sondes waar die hoëpriester van 1948 af praat ek nou. Van 1948 tot nou, 2026. Wanneer het enige hoëpriester vorentoe gekom en 'n offer, naamlik die volk van Israel, gebring? Nog glad nie. Hoekom nie? Want daar's nie 'n tempel nie. Daar's klein sinagogetjies waar hulle bid en so aan en feeste hou en maar daar's nie 'n tempel nie. So wat 'n tempel gaan Donald Trump sit? The Dome of the Rock, oorlog, groot probleme. Baie groter is wat daar nou, wêreldoorlog. So wat gebeur? Slagoffer en spysoffer sy laat ophou en maak 'n einde daaraan. Op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester of 'n anti-kris wees. Nou kom, ek het geluister na pastoor John Hagee nou, en hy sien, want hulle moet sê dat die verbond gesluit is, dan is tot vir 7 jaar, is daar 'n groot verdrukking. Hulle het net die 7 jaar. Hulle verstaan nie Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12 nie. Hulle verstaan dit nie. So hy moet alles hierso indruk. Eers sê hy dat onmiddellik wanneer die verbond gesluit is, there is a rapture, and all the church will appear before the white judgment throne of God. Hy ry met sy woorde so. Verstaan? Dit kan nie wees nie. Die Bybel sê die eerste 1260 dae, volgens Daniël 9:27, is 'n tyd van vals vrede. En al my boeke sê ek, 'n tyd van vals vrede. Hoekom? Want dit is nie regte vrede nie. Dit lyk so. Hy sit in die tempel. Wie? Donald Trump? Nee. Wie? Die Rooms-Katolieke paus. Die Babyloniese hoermoeder van Openbaring 17, vers 1 tot 11. Gaan kyk daarna. Hy sit in die tempel en gee voor dat hy God is. Want hulle verstaan nie wie Sjafan nie. En hy sal naamlik Israel offers brand. En dan word die verbond gebreek. Nou as die verbond gebreek word, hierdie 1260 dae, die helfte van die week, tyd en 'n halwe tyd, dit is 'n tyd van vals vrede. Hier gebeur die wederkoms. Die bruid word weggetrek. Bruid gaan nie deur die wederkoms nie. O nee, sê daar in die boot aan die ouens, die wegraping. Ag, daai ding is so holler gery al. Dit help nie ons kom daar naby nie. En natuurlik ook Donald Trump. Nee, hy sê hierso, the rapture is going to happen when they make the covenant. Nou dan moes dit mos gebeur het, toe Donald Trump die verbond gesluit het. Ek het nou na sy goed geluister. Nou, verstaan, hier waar die verbond gesluit is, jy sien, hy is pre-tribulation. Wanneer die covenant gesluit word, die verbond, moet die wederkoms plaasvind. Weet jy hoekom? Want hy het net 7 jaar. Want as volgens Daniël 9:27 is die eerste 1260 dae nie verdrukking nie. Dis 'n tyd van vals vrede. Ons is mos nie stupid nie. Ons kan mos lees wat daar staan. Dis nie hier begin die groot verdrukking nie. Dis vrede. Daar word offers gebrand. Hulle het braaivleis saam. As jy my nooi vir 'n skaapchoppie en 'n steakie, is ons vriende of vyande? Ons is vriende. So hier is hulle besig om skaapchoppies te braai.
Verstaan jy wat ek sê? Hulle eet van die offerhande en die brode, ongesuurde brode en goed. So, is dit 'n tyd van oorlog? Nee. Is dit 'n tyd van groot verdrukking? Nee. Is dit 'n tyd van vals vrede? Ja. En dis wat die kerk gemis het. Nou sê ek weer, dis wat die protestante kerke gemis het vir meer as 600 jaar. En dis wat Jaffas vir 'n halfmaal professor, toe ek 'n jong pastoor was al, kom oopmaak het. En gewys het, nie deur boeke en internet, daai tyd was daar nie eers internet gewees nie, maar deur die woord, Daniël 12 vers 11, Daniël 12 vers 12. U verstaan, ek gaan dit weer verduidelik, ek gaan weer die grafieke gebruik, terwille van die nuwe mense, en u, wie dit gesien het in die tyd van Dani Botha se September wegraping, toe ek die grafieke gebruik, ek gaan dan presies daai selfde grafieke gebruik, want ek het dit klaar gemaak, ek hoef mos nou nie ander te gemaak nie, dis mos nou dom, so ek gebruik dieselfde grafieke, 'n kind kan dit verstaan. So nou, begin die groot verdrukking wanneer die verbond sluit? Nee, John Hagee sê so, maar wie is John Hagee? Verstaan jy wat ek sê? Hy sê die profeet van die tyd nie. Nee, ek is nie die profeet van die tyd nie, want ek is nie 'n profeet nie. Ek is net 'n instrument wat Jaffa gebruik. Eintlik die tyd van die profete is lankal verby. As jy Hebreërs 1 lees, ek gee dit sommer net so per toevallig. Gaan lees Hebreërs 1 vers 1. Hy sê in die ou tyd, die Ou Testamentiese tyd, het Vader Jaffa tot die volk Israel gespreek deur profete. Hy sê vandag van die Nuwe Testament af, van Jaffa, spreek hy deur ons deur sy seun. Wie sy seun? Jaffa, nie die ou profete nie. Nie profete nie. Verstaan? Want die profete het opgeslip. Die tyd van die profete is verby. Vandag spreek hy tot ons deur sy seun en deur die Ruach HaKodesh, elkeen. En dis hoekom hy sê hy woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Julle liggame is die tempel van die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh. En as ek so verwys, dan verwys ek na my sielsdimensie, van my slaap tot op my kop. Daai gedeelte is jou sielsdimensie, jou kognitiewe denkwyse. Dit kan nie vergaan nie. Dit lewe voort as jy doodgaan. So, nou kom ek terug. Hy sê slagoffers en spysoffers hy laat ophou. Hy maak 'n einde daaraan. En op die vleuel van gruwels, hier in die middel van die week. Nou die week is daar, 7 jaar, 1260 dae, 3,5 jaar, tyd en 'n halwe tyd, 42 maande. Wat sal hy maak? En op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees. So hierso, wanneer die wederkoms plaasvind, die bereid gaan nie deur die groot verdrukking. Hier's nie 'n wegraping nie. Al sê John Hagee so, al sê Donald Trump so, al sê wie so, hulle kan nie eers Engels lees nie. Ek vra vir hulle, verduidelik vir my Daniël 9:27, Daniël 12 vers 12, dan val hulle monde net so oop. Oh no, it's sealed up, it's not for us to understand. Want daarso in Daniël 12 vers 4 en 7 sê die engel, sê Jaffa van die engel Michael, verseël dit tot aan die eindtyd, dan sal ek dit oopmaak. So hierso, wanneer die verbond gebreek word, begin die gruwel. Die vleuel van gruwel. Die vleuel beteken, dit gaan die aarde bedek. Dis nie net vir Jerusalem nie. Dis nie net vir 'n sekere gedeelte van die aarde nie. Die vleuel van gruwel beteken dit vlieg. Dit sal oor die aarde vlieg, net so. Wat's dit? Die groot verdrukking. Gruwels. Hulle gaan mense se koppe afkap. Glo jy my? Gaan kyk wat sê Openbaring 6 vers 9. Na die wederkoms gaan daar 'n paar mense wees wat nie die merk op hulle regterhand en voorkop wat in Openbaring 13 vers 16 tot 18. Hulle gaan nie die merk op hulle regterhand vat nie. Openbaring 6 vers 9 sê hulle koppe word afgesny. Dis die ouens wat in die kerke gesit het en nie geluister het nie. Wat aangehou dink ek is halfmal. Ek sê net, bewys my verkeerd. Hoekom tot vandag toe het niemand my nog ooit aangevat nie? Waar is julle teoloë? Waar is julle professore? Julle wat deur die verskriklike bekende universiteite kom. Julle het maar net geleer in die verskriklike universiteite wat hulle dogma en Rooms-Katolieke teologie is. En vandag is meeste van hierdie universiteite wat dit kom by die teologie, want hulle het nie eens eskatologie nie. Die wat ek nou hoor, daar is, ek dink dit is stukkies wat nou eskatologie aanbied, is so katoliek georiënteerd, dit is so klein stukkie. Hulle kom nie eers by die Bybelse waarhede nie, want verduidelik vir my net Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12. Nou sê hy, en ek is jammer, ek staan stil by die goed, maar dit is so belangrik.
En op die vleuel van gruwel staan daar 'n verwoester, dis die vredemaker, die paus wat in die tempel gesit, wat hom nou openbaar as die antichrist. Hy sê, sal hy wees. Die antichrist gaan homself openbaar. En wel tot aan die einde. Aan die einde van wat? Aan die einde van wat? Aan die einde van die groot verdrukking. Maar nou sien, nou moet sê John Hagee en die ander sê, hier begin die groot verdrukking, want hierso aan die einde is mos nou die slag van Armageddon. Nee, die wederkoms vind hier plaas, dan word die bruid weggetrek. Dan volgens die Bybel is daar nog 1200, ek skryf my hand nou hier naartoe, 1290 dae, Daniël 12 vers 11, plus Daniël 12 vers 12, 1335 dae, 2625 dae. 7 jaar en 105 dae. Hulle het nie 'n klou wat dit is nie. En so het die Rooms-Katolieke Kerk ons, wie protestante was, en die protestante godsdienst, onder 'n verblindende dwaal geleer. En ons het al die jare was ons geleer gewees, dat die verbond word gebreek in die middel van by die sluiting van die verbond, sodat hulle 7 jaar kan hê. Want as hulle 3,5 jaar, pastoor John Hagee, 3,5 jaar opgebruik het, hierso. Hy praat nie eers oor die valsvrede tydperk nie. Oh, it's a white judgment throne of God, where all the church will appear. Verstaan? Nee, dis nie waar die white judgment throne is nie. Die white judgment throne is net voor die slag van, net na die slag van Armageddon, wat nie eers hier is na 7 jaar nie. Hy's daar. Nou glo ek het hier bekommerd, ek het hier om te dink, maar gaan lees wat sê Daniël 9:27, tel hy 2 getalle by mekaar. Want daai 2 getalle speel nie 'n rol van waar die verbond gesluit is nie. Want hierdie eerste, die lees ons dit dan. Hulle is 'n tyd van vals vrede, 1260 dae, Daniël 9:27, wat eindig gaan verkort na 1230 dae toe. Volgens Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12. Jaffa gaan hierdie valsvrede tyd met 30 dae korter maak. Hoekom? Vir die Christendom, vir die kerkewêreld. Die ouens wat sê, as die verbond gesluit word, dan gaan ek wag 1260 dae, 3,5 jaar, dan gaan ek my bekeer, want Daniël 9:27 sê, dan gaan die wederkoms plaasvind. Hy maak dit korter met 30 dae. Hy het 'n surprise vir daai ouens. Hulle gaan nog dink, daar's nog tyd oor, want hy het klaar gekom vir die bruid. Dan moet hulle nie merk vat. Wel aan die einde, hy sê, 'n verwoester wees tot wel aan die einde van die groot verdrukking. En wat vas besluit is, die Bybel sê, onthou ons het dit gelees laasweek, hy is nie 'n mens dat hy kan of sou lieg nie, sal hy iets gesê het en dit nie waar maak nie. Wat sê hy so? Dit wat vas besluit is, volgens die bonatuurlike geopenbaarde woord van Jahwe, sal oor wat woes is, die groot verdrukking uitgestort word. Hy gaan dit uitstort. Dit is wanneer alles tot 'n einde sal kom, by die slag van Armageddon. Kry my boek, is dit Armageddon, so A4 boek, so rooi boek, so dik boek, amper 500 bladsye, 460, 450 bladsye. Kry hom, al die inligting en die grafiek is daarin. Kry die 2 sedels tot die boek van Openbaring, maar kry sommer van jou 2 bokse seatbelt saam, want jy gaan net jou stoel uitval. Ek praat van die nuwe mense. My vraag is, verstaan u wat u hier gelees het? Kom ek lees dit nou net aan mekaar. Ek sê Daniël 9:27 sê, en hy, ek vra weer die vraag, wie's die hy? U moet my nog antwoord, wie's die hy? Sal 1 week lang, 2520 dae, 7 jaar 84 maande, met baie, ek wil weet, wie's die baie? 'n sterk verbond sluit, vredesverbond. En gedurende die helfte van die week, na 1260 dae, 3,5 jaar, 42 maande, sal hy wie in die tempel sit, dis mos nou Donald Trump, né? Nadat hy die finale verbond gesluit het, slagoffers en spysoffers laat ophou, hy bring 'n einde daaraan. Hy maak 'n einde daaraan. En op die vleuel van gruwel
en op die vleuel van gruwels, meervoud, sal daar 'n verwoester, hy sê nie verwoesters nie, 'n verwoester, die antichrist wees. Want die antichrist was nie daar toe die verbond gesluit is nie, anders kan ek nie Afrikaans lees nie. Dis 'n ouetjie wat gaan kom nadat die verbond gebreek is. Die antichrist sal homself openbaar, en wel tot aan die einde van die groot verdrukking. En wat vasbesluit is volgens die bonatuurlike geopenbaarde woord, sal oor wat woes is, naamlik die groot verdrukking, die aarde uitgestort word, wanneer alles tot 'n einde sal kom by die slag van Armageddon. My vraag is, verstaan u wat u gelees het? Want dit is die ruggraat van hierdie hele studie. Soos wat ons nou verder gaan vorder in hierdie studie en die Vredesverbond gaan bestudeer, gaan ek van tyd tot tyd weer na hierdie spesifieke gedeelte verwys. Maar wat ek dan gaan doen, dan gaan ek die hele grafieke hierbo, waar as ek nou sien, hier op my linkerkant. Nee, hulle gaan my fotootjie klein maak en dan die hele skerm gebruik waar die grafiek gaan uitkom, dat dit maklik is vir u om te lees en dit te kan raak sien en te ein. So, u sien wat het gebeur. Die grootste probleem is dat die kerk het geleer om die katholieke kerke of kerk te glo. Die Babyloniese hoermoeder, the mother of all churches, die Pontifex Maximus, the vicar of Christ, so noem hulle hom. She ain't no mother of mine, sy is niks van my nie. Weet nie of sy jou moeder is nie. Ek wil vir jou net sê, as jy in 'n kerk behoort wat deel van die SA-raad van kerke is, en hulle is weer deel van die wêreldraad van kerke, dan val jy onder daai vloek van die kinders van die Babyloniese hoermoeder. Want in Openbaring 18 vers 4 sê die woord juis, kom onder haar uit, want ek gaan haar en haar kinders sal ek doodmaak. Kom onder haar uit. Ons lewe in die tyd van die vrymaking, hoewel ons in die tyd van die afval lewe, waar kerke toemaak en ons sien dit om ons, waar van ons hoeveel van die NG kerke al moskees geword het, waar die moslims dit opkoop en moskees maak, sien ons hierdie dinge gebeur. En dis als vervulling van die tyd. Maar soos wat daar 'n afval is in die kerke, waar die wederkoms en alles moet voortgaan, so is daar ook die openbaring van die bonatuurlike geopenbaarde woord van Jahweh. Hy moet elke geheim oopmaak wat verseël was voor die wederkoms. Nou ja, as alles reg werk en is Vader se wil binne die volgende 2-3 dae, behoort ek vir u die volgende gedeelte te gee. As ek dalk 'n dag langer vat as wat ek sê, verdra my maar. Ek het 'n verskriklike besige plan. Ons is op die oomblik besig met 17 opnames elke week. So u moet vir ons bid, versprei hierdie video's, gee inligting vir ander mense, vir hulle wat jy omgee. En weet jy wat doen jy? Maak jou eie Bybelstudie. Moet niemand glo nie, moet my ook nie glo nie. Vat jou eie Bybel, lees jou Bybel. Net nie die 83 Bybel nie. Hom moet jy in die asblik gooi. Hy het 9000 skriftuurlike veranderings. Hy het 18 totale versweglatings teenoor die 33-53. So bid vir die bediening en kom ons staan vas en ons bemoedig mekaar. Die woord sê, wanneer julle al hierdie dinge gesien gebeur, kyk op waarvandaan julle verlosser kom. Tot volgende keer, Maranatha. Jahweh kom weer. Halleluja.